Goeienaand luisteraars en welkom by nog van ons plaaslike stories wat die hart warmer maak as 'n sonsondergang oor die Langeberg. Ek is Vonnie Oosthuizen en vanaand neem ons jou na Oudefontein se kant, waar oom L.D. Joubert, die bekende uitvinder, laventelboer en filantroop iets besonders gedoen het. Hy het nie net 'n weerstasie gebou nie, hy het 'n kunswerk geskep wat werk soos wetenskap, maar lyk of dit uit 'n ou stoomtydperk museum gekom het. Koperbuise, stoomfluitjies, 'n grammofoon wat 1920s walse speel wanneer die wind te woes raak. En boonop vul dit nou 'n groot gaping in ons streek se weerdata. Adeline Harmse het die storie vir ons, en sy vertel ons alles in die insetsel wat volg. Sit gerus terug, gooi die vensters oop vir daai vars Karoo lug, en kom ons luister saam. Naand luisteraars, ek is Adeline Harmse. As jy verby welgelegen oom L.D. Joubert se plaas in die Langeberg Garcia distrik ry en iets sien wat lyk of dit uit 'n stoom-engine museum ontsnap het, moenie bekommerd wees nie, dit meer die weer. Amptelik. Die bekende oom L.D. Joubert, 'n uitvinder en filantroop wat met laventelboer naby Oudefontein, het onlangs 'n amptelik geregistreerde weerstasie gebou wat nou deel is van die streek se weernetwerk. Maar in plaas van die gewone wit skottels en antennes, kies hy iets anders. Die stasie self sit bo op 'n ou mynboudrom, omring deur koperbuise, stoomfluitjies en 'n grammofoon wat 1920s musiek speel as die wind te hard waai. Mense moet weet dis hier, het Joubert verduidelik tydens 'n onlangse besoek. Data is nuttig, maar as niemand daarvan weet nie, help dit nie. Die stasie vul 'n kritieke gaping in die streek se weerdata, met die naaste amptelike meetpunt amper 50 km weg. Joubert teken 2 keer per dag die temperatuur, windspoed en humiditeit aan. Alles met sy eie hand in 'n boek wat hy by die weerbureau indien. Maar dit's die teater wat dit memorable maak. Omdat 'n weerstasie wat net werk nie iets is wat enige iemand kom kyk nie, sê Joubert. Dis data, getalle in 'n boek, maar mense ry verby, hulle stop, hulle vra. En hulle doen. Skoolgroepe het al besoeke geboek. Toeriste stop langs die pad. Kinders vra oor ligdruk en weerpatrone, terwyl die grammofoon 'n ou wals speel en stoom uit die pypies sis. Die hele konstruksie staan op 'n netjiese basis van klipgruis. Vir dreinering, verduidelik Joubert. En dis ook mooi. Die koperbuise, krane en ratte is nie net versiering nie. Koper hou langer as PVC en die meganiese onderdele is almal funksioneel. Selfs die musiek het 'n doel. Die grammofoon, gekoppel aan 'n battery en timer, speel net as iemand die tou trek of as die wind 40 km/h bereik. Want storms moet opwindend wees, sê Joubert. Die weerstasie het reeds aandag getrek van plaaslike onderwysers en besighede wat hoop om dit in kurrikulum en toerismeroetes in te sluit. Joubert verwelkom besoekers, solank hulle voor die tyd reël en onthou om kontant te bring. Want nuttig hoef nie lelik of verniet te wees nie, het hy gesê. Dankie Adeline. Nou ja luisteraars, dis weer storietyd en vanaand stig oom L.D. sy eie mikronasie. So skink gerus 'n ietsie, maak jou gemaklik en kom luister saam na nog 'n aflewering van oom L.D. se wêreld. Oom L.D. se wêreld. Episode 13. Die stigting van die welgelegen mikronasie. Soos vertel deur meneer Sybrand Retief, die dorpsprokureur. Die kugel en waantjie, wat eintlik maar niks anders is as 'n tik-tik nie, staan al jare voor die kafee soos 'n monument aan L.D. se hardkoppigheid. Pers, soos 'n bruidsmeisie se rok wat te lank in die son gelê het. Sy gesig met die bandana op die deur geskilder. En koekel en wyinte in groot letters langs die kant. Die beerings het lankal opgehou draai, maar die waantjie het nog gery. Al het dit geklink asof iemand met 'n hamer teen 'n leë melkkan slaan. Ek gaan hom laat registreer,
kondig LD een oggend aan by die kafee. As 'n nasionale monument. Dis 'n skat, afgevat van 'n aristokratiese Duitser. Koos Kappie skud sy kop. LD, daai mense in Pretoria verstaan nie eers hoe lyk 'n osseraan nie. Hierdie voertuig verteenwoordig innovasie, die gees van die Karoo boer, wat met niks iets maak. Dit verteenwoordig 'n week se loon by Theo Radkas, elke keer as jy dit moet laat regmaak. Maar LD luister nie. Hy skryf sy aansoek in 3 eksemplare, elkeen met 'n groot sierhandtekening, en beveel vir Japie Becker, die posmeester, om dit aangetekend te stuur. Maande later kom die brief terug, en LD maak dit oop tussen die geklingel van Tannie Hester se koffiekoppies. Aansoek afgekeur. Geen nasionale belang. Lees die brief. Die kafee word dofstil. Geen nasionale belang, bars LD se stem. Dan bly daar net een uitweg oor. As Pretoria nie ons erfenis wil hê nie, sal ons eie land moet skep. Dominee Visser probeer keer. LD, jy kan nie sommer 'n land stig nie. Daar is prosesse. Die enigste proses wat hier saak maak, is selfbeskikking, sê LD. En net daar, op die toonbank, tussen die koekblikke en 'n halfleë bottel Engelsman se brandewyn, begin hy skryf. Stigtingsverklaring. Omdat die Nasionale Monumenteraad die Koegelen-waantjie verwerp het, verklaar ek dat die ou melkstal, my dorpshuis wat langs die kerkgrond lê, nie langer onder buitegesag val nie. My gruwe. Groot stede dink erfgoed lê net in klipgeboue en nie in 'n waantjie wat weier om stil te staan nie. En klein plase se stem word oorheers deur Pretoria se papierberge. Kreatiwiteit sonder erkenning vergaan net soos 'n dam sonder water. Daarom, die ou melkstal is nou die hoofkwartier van die welgelegen mikronasie. Elke voorwerp hier is 'n nasionale monument. En burgerskap is oop vir almal wat glo dat vernuf gelyk staan aan soewereiniteit. Geteken, sy edele LD Joubert, stigter, president en hoof van erfenissake. Dat kan Trentjie fluister, en waar kry ons die paspoorte, meneer die president? LD haal 'n groen boekie uit sy sak, die eerste welgelegen paspoort. Die paspoort is klaar, kyk self. Dan haal hy 'n vreemde ding uit sy ander sak. 'n Aardappel wat met 'n lem en kleurstok bewerk is. Ek moet net die amptelike stempel daarop sit. Koos Kappie se oë word groot. LD druk die stempel met krag neer. Ink spat oral. Oor die toonbank, oor Tannie Hester se muur en oor Dominee Visser se hemp. Dis net 'n kleinigheid, sê LD. Dominee het te naby gestaan. Die kafeedeur swaai oop. Sergeant Doopie stap in, notaboek in die hand. Het jy werklik 'n land verklaar? 'n mikronasie, Doopie, dis anders. Hoekom? Want 'n land het 'n weermag. Ons het net die ou melkstal en goeie bedoelings. Voor Doopie kan antwoord, praat 'n ander bekende stem van die deur. Die mikronasie van LD Joubert. Almal draai om. Vrik van die kerk staan daar in sy netjiese pak, met sy krokodilglimlag. Ek het gehoor van jou projek. Hy stap nader. Ambisieus, selfs vir jou. Het jy al gedink aan die waterlisensies
en padregte. Want die ou melkstal val steeds binne Oudefontein se munisipale grense. Die dorpsraad kan my nie beveg nie, sê LD. Nee, maar hulle kan jou watertoevoer afsny. Koos fluister. Hy het 'n punt, LD. LD streel net sy baard. Ons sal die saak bespreek op diplomatieke vlak. Frik, glimlag en stap uit. Taminkie sug. Iemand moet vir ou Leni bel. LD se oë word groot. Moenie. Sy sal vra, logiese vrae. Later, by die ou melkstal, hang LD 'n groot groen vlag met 'n goue melkkan aan 'n paal. Ou Ramapoe tip net sy hoed toe LD van die mikronasie vertel. Ja, Oubie, sê hy, en gaan aan met sy werk, presies soos altyd. 6 maande later. 'n Amerikaanse toerist stop voor die ou melkstal en lees die bord. U betree nou die welgelegen mikronasie, paspoort vereis. Ek het in die Star van jou gelees, sê die toerist. Jy moet vir Lester Hemingway skryf. Hy het New Atlantis gestig op 'n vlot in die Karibiese See. Hy sal jou verstaan. Die broer van Ernest Hemingway? Sê LD. Presies. Binne 'n week skryf LD 'n brief op amptelike welgelegen briefpapier met 'n watermerk van die Kugel en Waantjie. Hy stel voor 'n verdrag van wederwysige erkenning en gesamentlike posseels. Toe die antwoord aankom deur president Joubert, raam LD dit onmiddellik teen die muur. Kyk, Koos, die Hemingways erken ons. LD, hy het net uit hoflikheid, dis diplomatieke korrespondensie, sê LD. Maar die werklike deurbraak kom toe 'n filatelis van Kaapstad die welgelegen seels ontdek. LD het 3 reekse ontwerp, een met die Kugel en Waantjie, een met sy eie portret in profiel soos op 'n munt, en een met die ou melkstal teen die agtergrond van die kerk se toring. Hy het hulle laat druk by 'n maatskappy in George. Welgelegen mikronasie. Onafhanklik sedert 1964. Die filatelis betaal R500 vir die volledige stel. Teen die einde van die jaar verkoop LD seels aan versamelaars in Johannesburg, Durban en selfs een in Londen. Hy plaas 'n advertensie in die filatelie tydskrif. Beperkte uitgawe. Eerste seels van 'n nuwe nasie. Takatrinkie skud haar kop. Hy verkoop nou rommel aan mense oor see. Dis nie rommel nie, verseker juffrou Ruda de Wet van die biblioteek. Ek het gelees van 'n plek genaamd Outer Baldonia, wat oorlog verklaar het teen die Sowjetunie in die 50er jare. Mense versamel sulke goed. Toe die dorpsraad kom om LD se jaarlikse eiendomsbelasting vir die ou melkstal te vorder, was hy gereed. Hoofouderling Giel, sê LD formeel, en oorhandige koevert. Namens die welgelegen mikronasie bied ek hierdie diplomatieke geskenk aan die Republiek van Suid-Afrika as 'n teken van goeie wil tussen buurlande. Giel maak die koevert oop. Binne is die presiese bedrag van die belasting, op 'n getekende tjek. En op die dekbrief staan sy edele LD Joubert, president en minister van buitelandse sake. Ek aanvaar geen Suid-Afrikaanse wetgewing nie, maar ons glo in vreedsame betrekkinge met ons bure. Giel sluit sy oë en haal diep asem. Dis steeds jou rights,
Nee, dis 'n geskenk, sê LD. 'n Diplomatieke geskenk. Giel vat die cheque. Ek gaan dit nie in die notules skryf nie. 3 jaar later, en die welgelege Micronasie het 'n besienswaardigheid geword. Toeriste stop by die ou melkstal vir tee en beskuit, koop posseels en paspoortseels en neem foto's voor die vlag. Eendag vra 'n toerist, hoekom gebruik julle Suid-Afrikaanse geld? LD streel sy baard. Ons gebruik die Suid-Afrikaanse geldeenheid omdat dit my pas. Ek wil nie betrokke raak by 'n wisselkoersoorlog wat ek in elk geval sou gewen het nie. Daar's niks om hier te bewys nie. En toe begin LD 'n ambassadeursprogram. En enigiemand wat R10 betaal, kry 'n sertifikaat wat hulle aanstel as welgelegen ambassador to the world. Frik van die Kerk het een keer probeer keer dat 'n bustoer by die ou melkstal stop. Maar die toeriste was woedend. Hierdie is 'n internasionale besienswaardigheid, protesteer 'n Engelsman. Frik het geweetheid verloor. En so het die welgelegen Micronasie voortbestaan. Soos Lester Hemingway se New Atlantis, wat van 1964 tot 1966 op 'n vlot in die Karibiese See gedryf het. En soos Outer Baldonia, die vissereilande voor Nova Scotia, wat in 1952 oorlog verklaar het teen die Sowjetunie en tot 1973 bly bestaan het. Want die 60s was 'n tyd toe sulke dinge moontlik gelyk het. Toe nuwe lande oral gebore was. En toe soewereiniteit 'n saak van wilskrag eerder as wettigheid was. En toe 'n man met genoeg koppigheid en 'n aardappelstempel sy eie nasie kon skep en dit laat werk. LD se Micronasie was nie die grootste nie, en nie die mees gesofistikeerdste nie, maar dit was syne. En niemand, nie Pretoria nie Frik van die Kerk, en nie eers Ouleni met haar logiese vraag kon hom daarvan weerhou nie. Ramapoe het steeds sy werk gedoen. Die kerk se klok het steeds gelei. En elke keer as die dorpsraad gekom het vir diplomatieke geskenke, het LD die cheque met 'n diep buiging oorhandig. Terwyl Taminkie en Takatwinkie van die kafee afgekyk het en gelag het. Hy het dit alweer reg gekry, sê Koos Kappie eendag aan Dominee Visser. Wat reg gekry? Om te wen. Sonder om ooit eintlik te wen. Nou ja, luisteraars, dit bring ons dan aan die einde van vanaand se storie. Skakel gerus weer in vir verdere avonture op Oom LD se wêreld. Tot dan. Hier is die nuus van die dag, gelees deur Adeline Harmse. Die Weerbureau het vanmiddag bevestig dat Oom LD Joubert se boerepankweerstasie op Welgelegen nou amptelik deel is van die nasionale weernetwerk. Dit beteken die streek het vir die eerste keer in jare akkurate plaaslike data oor reënval, windpatrone en temperatuur. Die naaste meetpunt was voorheen meer as 50 km weg by Ladysmith. Volgens die bureau se jongste verslag het Joubert se stasie reeds waardevolle inligting verskaf oor gisteraand se koue front. Die grammofoon het presies op tyd begin speel toe die wind 40 km/h bereik het. Plaaslike boere is verheug. Een boer het gesê, nou kan ons ten minste sien wat hier in die Langeberg distrik gaan gebeur, en nie meer hoef te raai vanaf Ladysmith se syfers nie. Die stasie bly oop vir besoeke, reël voor die tyd en bring kontant. Die weeruitsigte vir môre is droog, warm en winderig.
Dis al vir nou. Terug na die studio.